Holy Spirit, live inside of me. Sulke profetiese woorde wat ons vanmôre kan uitspreek. Kom ons sê dankie. Nou ja, soos wat ek gesê het, dit is kort kennisgewing. Ek het vanmôre 5:30 opgestaan en inderdaad 'n woord voorberei vir vandag se diens. Maar die Here is getrou, die Here is altyd getrou. Hy daag altyd op wanneer jy hom nodig het. En ja, dit is een van daai dinge. Die Here is nie net 'n spaarwiel wanneer ons hom nodig nie, hy daag op elke oomblik. Die woord vanmôre, die brood van die lewe. Johannes 6:26. Jesus het hulle geantwoord: Amen, amen. Ek sê vir julle, julle soek my nie omdat julle tekens gesien het nie, maar omdat julle van die brode geëet en versadig geword het. En hoe dikwels sien ons dit in die hedendaagse mens? Hierdie wat wonders soek, jy weet, hulle ry van kerk na kerk na kerk, en hulle soek daar waar hierdie wonderwerke gebeur. Dan hoor hulle oor die nuus, hier by hierdie gemeente het 'n ou uit 'n rolstoel uit opgestaan, en volgende Sondag is almal by daardie gemeente, want hulle soek daardie wonderwerke. Hulle gaan nie meer agter die Here aan, hulle soek die wonderwerke wat die Here doen. En dit is snaaks, jy weet, want dit wys vir jou, dis die vlees wat iets nodig het. Hulle aanbid nie in die gees nie, want as jy in gees bid, soos wat ons gesing het, as jy aan die gees bid, dan is die gees teenwoordig altyd by jou. Volgende Sondag, dan hoor jy, daar het 'n ou opgestaan in die gemeente, en hy getuig oor sy oë wat herstel is, en dan is almal weer soontoe agter daardie gemeente aan. Jy weet, dit is ironies hoe mense God soek, maar net in die tekens wat hy doen. Hulle soek hom net as 'n spaarwiel. Wanneer dit werklik moeilik gaan, dan soek hulle hom. Dan gaan hulle na die tekens toe. Maar as dit goed gaan met hulle, dan soek hulle hom nie. Ons het nou nog gestaan en praat, en dankie vir daardie kosbare inset. Dit is awesome, dus om te weet wat meer mense sien daar buite, dat die hedendaagse Christen God net soek wanneer moeilike omstandighede is vir hulle. Jy weet, ek het so rukkie terug het ek op Facebook, en ek miskien het julle dit gesien, hierdie spotprentjie, hierdie ou wat die spotprentjie steek, en het een geteken van 'n tronk, jy weet, en daar binne in hierdie tronk sit daar 'n gevangene, en hy het 'n stukkie stokkie, en aan buitekant hierdie tralies, lê aan die een kant lê 'n snytjie brood, en aan die ander kant lê daar 'n sleutel. Maar hierdie ou is besig om die snytjie brood nader te trek, want jy weet die mens, die vlees, hy soek die nou, hy wil die nou hê, maar die groot visie sien hy nie raak nie. Hy kan sy freedom kry as hy die sleutel nader trek. En net so is dit met Jesus Christus, jy weet, ons wil die nou versadig hê, maar ons vergeet dat die Here Jesus eintlik vir ons freedom gegee op die kruis. Hy het ons voorsiening gegee daar op die kruis. Hy het ons genesing gegee op die kruis. En daarom gery mense van wonders na wonders na wonders toe, in plaas om die Here in gees en waarheid te aanbid. Want die oomblik as jy in gees en waarheid aanbid, besef jy dat Holy Spirit lives inside of me. Holy Spirit lives inside of me. En ek het nie nodig om agter die wonders en tekens aan te gaan nie. Dit laat my dink in die skrif in Matteus, Markus en Lukas, en sal jy dit sien hoe die mense getrek het agter die Here Jesus Christus aan. Vandag is hulle daar, vanmôre is hulle daar, en môre is hulle daar. Oorste waar die Here gegaan het, die mense agter hom aangetrek. Hulle sekulêre fokuspunt was nie op Jesus gewees nie, maar dit wat hulle kon kry van Jesus af, want Jesus het hulle nou een keer het hulle gevoed met die broodjies en die visies, so hulle het nou meer gegaan vir die broodjies en visies, wat die vlees kan voed en nie die siel gevoed het nie. En dit is waarteen ons moet waak, dat ons nie agter die vlees se voeding aangaan nie, maar dat ons agter die siel se voeding moet aangaan. Jy weet, die sekulêre lewe vandag, en ek sien dit hierso, en ons het ook daaroor gepraat, die sekulêre lewe vandag, hierso, in Suid-Afrika en die hele wêreld, is na COVID, het die mense glad nie teruggekeer na die kerk toe nie.
Hulle het nie teruggekeer na die kerk toe nie. Hulle het sê, hulle het vir so lang tydperk, amper 2 jaar, het hulle sonder God klaargekom in hulle lewe by hulle huise, het hulle gesit, hulle het dit op die TV gesit en kyk, maar hulle het nie God nodig meer in hulle lewe nie. Hulle sekulêre fokus het deesdae geword braais en brandewyn en vrouens en allerlei ander snaakse goeders. En bike clubs en jolls en sulke goeders. Jesus het nie meer plek in hulle lewe nie. Daar is nie meer plek vir Jesus in hulle lewe nie. Sondag gaan jy gaan kyk, sit hulle by die damme en visvang, hordes van hulle daar, en dan gaan jy kyk hoeveel kaste bier staan daar opgestapel in die sinbad, want elke nou en dan raak het warm, dan moet ek 'n bier gryp, jy weet. Gister loop ek in die dorp. Ek het Magdalene het vinnig ingegaan dorp toe, en ons loop by 'n borrelstoer verby, daar by Checkers, jy weet. En sy kyk so in, en daar binnekant is iemand wat ons nogal goed ken. Jy weet, en daardie trolley is gepak. Ek dink daar was 2 trolleys by my oogpunt. En daardie trolley is gepak. Jy weet, dit is seker R10,000 se drank wat daar gekoop is. En ons mense wat moet werk vir 'n almoesie, ons kan nie drank bekostig nie, ons kan nie eens brood bekostig nie, maar hierdie mense het verkoos hierdie geld op drankheid. Dis vir my hartseer dat dit gebeur. En jy weet, as jy vir hulle vra, waar is hulle voorbeeld, dan sê hulle, oh, it's me, myself and I, jy weet, ek werk oortyd vir my geld, ek moet daarom my bietjie genot kan kry vir waarvoor ek werk, jy weet, dit is me, myself and I, en naweke is my tyd. Deur die week werk ek, naweke is my tyd. Sondag is die tyd wat ek my kar gaan was of gaan gras sny, want Saterdag was ek dalk by die dicing gewees, of Sondag gaan ek dalk dice toe. Dis my tyd, verstaan? Dis verkeerd. Jou redenasie soos wat jy redeneer, vat jou ver weg van God af, maar dit vat jou nader en nader na Satan toe. Want die Here Jesus sê, hoe baie duidelik sê die Here Jesus, jy is of vir my of jy is teen my. As jy vir my is, dan doen jy wat ek vir jou vra, dan het jy my lief en jy het my Vader lief. Maar as jy teen my is, dan is dit die Satan wat jy lief het. Jesus waarsku ons teen hierdie sienswyse. Hy sê in vers 27, julle moet nie werk vir die voedsel wat vergaan nie, maar vir die voedsel wat hou tot in ewige lewe. Dit sal die Seun van die mens vir julle gee, want op hom het God die Vader sy siel geplaas. Voedsel wat vir ewig hou, dis 'n lang tyd. Weet, in hierdie wêreld van vandag, loop ons daar in Pick n Pay of in Checkers rakke, en ek noem nou maar net 'n kettingwinkel, en jy haal 'n blikkie daar van die rak af, en dan kyk jy in die dobbel so, dan staan daar best before date and eat before that and that time. Dis voedsel wat vergaan. Maar Here Jesus sê hierso, ek sal vir julle voedsel gee wat vir ewig hou. So daar is nie 'n expiry date op die voedsel wat Jesus vir ons gee nie. Daar is nie 'n best before that date nie, en eat before that date nie. Daar is nie 'n manufacturing date nie. Daai date is nog altyd daar gewees. Voor die grondlegging van die aarde, het hy dit daar gesit vir ons. Ons moet net vat. Ons moet net vat. Daar is nie 'n expiry date op Here Jesus nie. Daarinteen staan daar in die woord geskryf, Hebreërs 13 vers 8. Jesus is gister, vandag en môre dieselfde tot in ewigheid. Hy kan nie verval nie. Hy kan nie expire nie. Dit is onmoontlik. Die Seun van die mens gee vir julle daardie voedsel wat die ewigheid hou. Nie brood wat die vlees sal voed nie, maar brood wat die siel sal voed. Jesus is die brood van die lewe, Johannes 6:35. Brood sonder expiring date. Hulle het hom gevra, wat moet ons doen, vers 28? Wat moet ons doen sodat ons die werke kan verrig wat God wil hê? Nou, hier is dit waar die meeste Christene op die aarde misgaan. Werke kan ons nie red nie. Hulle vra, wat moet ons doen sodat ons die werke kan verrig wat God wil hê? Jesus het hulle geantwoord, dit is die werk van God, dat julle glo in die een wat hy gestuur het. Believe in the one he sent to you. That's Jesus Christ. Just believe in him. And he will save you. He will help you. He will feed you. He will give you everlasting life. You will open up your eyes with him in heaven. Dit is Jesus Christus. Julle kan nie werke van God doen om gered te word nie. Efesiërs 2:8. Want uit genade is julle verlos.
deur geloof, en juist dit kom nie uit jouself nie, dit is die gawe van God. Jy sien, ons kan nie daai werke doen om gered te word nie. Dis die genade van die geloof, en dit kom nie van onsself af nie, dit kom van God die Vader af. Dis nie uit eie werke, sodat niemand op iets mag roem nie. Want as jy dit uit jouself het kon jy gedoen het, dan gesê, me, myself and I, the holy chap, I am so holy, holy, and Lord, walking around with a hollow hill on my head. Jy kan nie. Redding is genade van God. Dis al wat dit is. Maar Jesus sê dit baie duidelik, dat jy daardie werke wat in hom glo, moet jy doen. Hulle sê toe vir hom, wat 'n teken sal u doen, sodat ons kan sien en u glo, wat gaan u doen? Nou ek het nou begin met die sê, hulle vra vir die tekens, die wonderwerk tekens. Jy weet, soos dat die mense na die mense toe ry, na die mense toe ry. Dit is nie waaroor dit gaan nie. Just believe in the unseen, the unknown. That's Jesus Christ. Jy kan hom nie sien nie, but you know of his presence, his everlasting presence all over. Ons vaders het die manna uit die woestyn geëet, sodat daar geskryf van, hy het aan hulle brood uit die hemel gegee. Hulle argumenteer met Jesus. Hy sê, ons vaders het die manna geëet in die woestyn, wat Moses vir hulle gegee het. Hulle argumenteer met hom. Hy sê vir hulle, amen, amen, ek sê vir julle, dis nie Moses wat daardie manna vir hulle gegee het nie, maar my Vader uit die hemel het daardie manna vir hulle gegee. Want die brood van God is hy wat uit die hemel neerdaal en die wêreld lewe gee. Dis die brood van God, die ewige brood wat ons het. Nou, laas Sondag het ons nagmaal gebruik en ons het gelees en ons het die brood gebreek. Dit is my liggaam, het Jesus gesê. Dit is die brood van lewe wat uit die hemel uit neerdaal. En sy naam is Jesus Christus. En hulle sê vir hom, vers 34, Here, gee vir ons altyd hierdie brood. Maar die Here het dit vir ons gesê, Johannes 3 vers 16, so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat elkeen wat glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Ons het die brood van die lewe. That we don't believe it, we want to see it, soos ongelowige Thomas, Here, ek wil eers voel, Here, ek wil eers my vinger in daai gat indruk om te voel of jy lewe. Dis wat die mense wil hê. Vers 35, kyk die mens na Jesus met aardse oë, nie met geestelike oë nie. Hulle sien nie die toekoms raak nie, hulle sien nie die mens sien en herinner die ou mens. Jy weet, die mens wil graag die ou mens herinner. Kom ek maak dit vir jou duidelik. Ons is geneig om die gisters te onthou. Ons is geneig om te onthou dat ons sonde gepleeg het in ons jeug. Ons is geneig om te onthou dat ons 'n Satan aanbidder was, 'n antichrist was. Ons is geneig om dit te onthou. Maar die oomblik as jy Jesus Christus aanneem en saligmaker en verlosser, daardie oomblik vergewe hy alles. Hy vergewe tot dat jy jou kind geaborteer het. Hy vergeet dat jy rondgeslaap het. Hy vergeet dat jy jou ma probleme mee het. Jesus vergeef alles. Hy hou dit nooit teen jou nie. Daar is geen sonde wat so groot is dat Jesus dit ooit teen jou gaan hou nie. Hy vat alles weg. Vers 36, maar ek het vir julle gesê, julle het my gesien en tog nie geglo nie. Hier staan Jesus tussen hulle. Hy staan daar in daai bokamer. Jy weet, die deure is toegemaak, as ons gaan lees in die skrif, die deure is toegemaak, die vensters is toegemaak, die mense is bang, daar die disippels van Jesus is bang, want die mense is besig om op te staan teenoor hierdie volgelinge van Jesus, hulle wil hulle graag uitmoor, en daarna het die vervolging beginne. En all of a sudden staan Jesus daar tussen hulle. Deur toe deure. 'n lewendige liggaam. Nie 'n gees nie. Want hy het saam met hulle geëet, lees ons in die woord. Hy het hulle gevoel, hy sê, voel, vat, dit is ek. En tog het hulle nie geglo nie. En so gaan dit met die mense vandag op.
Ek wil vir jou sê hier in vers 26, julle soek my omdat ek julle gevoed het met wonderwerke brood, nie omdat julle my nie in my glo nie. Jesus replied, let me make this very clear. You came looking for me because I fed you by a miracle, not because you believe in me. En dit gaan vandag nog so. Elkeen wat die Vader vir my gee, vers 37, elkeen wat die Vader vir my gee, sal na my toe kom, en ek sal die een wat na my toe kom nooit verstoot nie. Die oomblik as jy sê, Jesus, here I am, live in my heart, I will never push him away, no matter how dark life you lived before, I will never push him away. He will be my child. Want ek het uit die hemel neergedaal, nie om my eie wil uit te voer nie, maar om die wil van hom wat my gestuur het. En dit is die wil van hom wat my gestuur het, dat ek van almal wat hy my gegee het, nie een enkele een verlore sal laat gaan nie, maar hulle op hulle laaste dag sal opwek. Dis 'n belofte wat vasstaan. Op die laaste dag, jy wat in Jesus Christus glo, wat hom aangeneem het, hy sal jou opwek. Jy sal saam met hom sit in die nuwe Jerusalem. Jy sal jou oë oopmaak in God se teenwoordigheid. En jy weet wat? Vers 41. En so gaan dit vandag ook. Toe die Jode oor hom gemor, omdat hy gesê het, ek is die brood wat uit die hemel neergedaal het. En hulle het gesê, is hy nie Jesus, die seun van Josef, wie se vader en moeder ons ken nie? Hoe kan hy nou sê, ek het uit die hemel neergedaal? Die woord van God sê vir ons, hy wat hom nie glo nie, is reeds veroordeel. Hy wat hom nie volg nie, is ook reeds veroordeel. Dis wat die woord sê. Hierdie mense sien hom, hulle sien die wonders, hulle neem aanstoot, net soos wat die mense vandag nog aanstoot neem oor die werking van die Heilige Gees in die lewens. Net so neem hulle aanstoot van Jesus Christus. Ek sê vandag nog, as mense met tale begin praat, dan sê hulle, hy is van die duiwel besetene, of hy is hoogmoedig, of something like that. Mense, jy neem aanstoot van die werking van die Heilige Gees. Jy weet die werking van die Heilige Gees, as jy aanstoot neem teen die Heilige Gees, dis die enigste onvergewe sonde wat daar is in die woord, as jy teen die Heilige Gees sondig. As jy sê die werk van die Heilige Gees bestaan nie, sondig jy teen die Heilige Gees. En dis die enigste sonde wat Jesus nie gaan vergewe nie, want so staan dit geskryf. Hulle sê, is hy dan nie die seun van Josef? Jesus het hulle geantwoord, vers 43, hou op om onder mekaar te mor. Hier praat Jesus met die Fariseërs. En ook, as ons vandag daai boek oopmaak, praat hy hier met die hedendaagse snop, en ook hy wat hedendaags ander kritiseer. Hier in hoofstuk 6, hy vertel hulle baie dinge van homself. Hy moedig ons aan om die leiding van hom en sy gees te volg. Sy gees sal ons lei, Jesus sal ons lei. Hy moedig ons aan, hy sê, kom, jy wat vermoeid en belas is, kom. Sit jou las voor my neer. Neem my juk op my sag en lig. Dis wat Jesus sê. Hy sê, ek sal jou lei na waters waar rus is. Ek sê jy so toe vat. Al wat hy vra is, just believe in me, give your burdens to me, and I will sort it out for you. Die eerste ding wat ons in hierdie hoofstuk, in hierdie gedeelte opmerk, is dat Jesus 'n liefde gehad het vir mense wat nie geliefd was nie. Het julle mooi gehoor wat ek sê? Jesus het 'n liefde gehad vir mense wat nie geliefd was nie. Jy weet, daardie Fariseërs, daardie skrifgeleerders, die Fariseërs en die Sadduseërs, hulle was die ryk mense gewees. Maar wie het Jesus mee omgegaan? Hy het nie met hulle omgegaan nie. Hy het met die tollenaar omgegaan, met die prostituie omgegaan. Hy het met die arme man op straat omgegaan. Hy het die evangelie, die verlossingsboodskap, het hy aan die gemeen en aan die people, wat noem jy die massas
het hy dit gegee. Hy daai massas het hy na hom toe getrek. Die mense wat arm is, wat verslete is, wat niks het om te eet nie, niks het om te drink nie, niks het om aan te trek nie, wat vanaand nie weet waar hy gaan slaap nie, hy het na hulle toe gegaan. Hy het nie na die ryk man toe gegaan nie. Ken julle die storie van Lazarus en die ryk man? Dis 'n ander preek daai. Maar dit is, hy het met hierdie arme mense het hy gegaan, hy het 'n gevoel gehad vir mense. En dit is wat hy in elke prediker en elke gelowige se hart gegee het, sodat wanneer jy Jesus ontvang, het jy liefde vir jou naaste. Jy het liefde vir jou naaste. Jy sien nie kwaad nie, jy sien nie, praat nie kwaad nie, hoor nie kwaad nie, jy sien die goed in die volgende persoon raak, al weet jy wat is daardie persoon, sien jy net die goed in hom raak, want elke persoon op hierdie aarde het goed in hom. Na wie se beeld is hy gemaak? Hy's na God se beeld gemaak. So God is goed, God is liefde. So elke persoon op hierdie aarde het goed in hom. Elke persoon is nie net sleg. Ons is geneig om die persone af te krap. Ons is geneig om te sê, kyk daai ou se tattoos. Hy is dit van die Bybel besete. Man, jy weet nie waarvan jy praat nie. God kan werk met 'n donkie. As hy deur 'n donkie kan praat, kan hy deur 'n tattoo ook praat. Gaan kyk na Todd Bentley se programme op die televisie. Gaan kyk hoe preek daai ou. Hoeveel miracles gebruik God daai ou dat die mense gesond word. Gaan kyk 'n bietjie daarna. Niemand kan na my toe kom as die Vader wat my gestuur het om nie na my toe trek nie. En ek sal hom op die laaste dag laat opstaan. Vers 44. Nou kom ons verstaan nou hierdie ding bietjie mooi. Niemand kan na die Here toe kom, na die Here Jesus toe kom, as hy wat hom gestuur het, God die Vader, om nie na Jesus te trek nie. Is God dan bevooroordeel? Hoeveel biljoen mense is op hierdie aarde? Met ander woorde, God wil net 'n sekere klompie mense red, volgens hierdie nuwe geloof wat ontstaan, is daar net die 144.000 wat hemel toe gaan? Nee man, nee. Johannes 3 sê, vers 16 sê, elkeen wat glo sal gered word. Nie net die 144.000 nie. En God het in elk geval elkeen van ons geoorhandig aan Jesus Christus. God het ons elkeen geoorhandig aan Jesus Christus. Maar jy het die keuse gemaak om nie by Jesus Christus te bly nie. Jou leefwyse is die een wat jou separate van Jesus Christus af. Jou leefwyse, daardie sonde wat jy doen, jou leefwyse, sê die woord van God, bring 'n skeidsmuur tussen God en jou. Die Vader sal ons nader aan Jesus bring. Hoe werk dit dan? Jy sien, sodra jy nou hierdie as die Vader sy werking begin in jou, dan begin die Heilige Gees met jou te praat. Die Heilige Gees begin vir jou sê, nie so nie, maar so. Die party mense noem dit 'n sixth sense aanvoeling. Ander mense sê dit is 'n engeltjie wat hom gewaarsku het. Maar in werklikheid is dit die Gees van God wat met jou praat, wat vir jou sê, hey, moenie steel nie. Hey, kry stadig. Dis die Gees van God wat met jou praat. Dit is nie die ouetjie wat jy op die skouer sit nie. Ons noem hulle jakkie pakkies, jy weet. Hierdie ouetjie op hierdie skouer sê vir hierdie ou, luister, ag jy kan maar aangaan met jou lewe. God is 'n genadige God. Hy's 'n God van liefde. Hy sal jou nooit oordeel nie. Dis hierdie ou. Man, skiet hom weg. Die Bybel sê, as jy nie volgens my standaarde lewe nie, sal jy nie in die ewige hemel ingaan nie. Kolossense staan daar geskryf, sonder heiligmaking sal jy die ewige lewe nie sien nie. Aan hierdie kant sê die Here, die Heilige Gees, en sê, verander. Neem Jesus aan as saligmaker en verlosser. Dan kyk die Heilige Gees so en sê, man, nee, ek is nog te jong. Ek wil nog te veel jol, man. Ek wil nog te veel dinge doen, man. En dit is 'n probleem vir ons Christene vandag. Ons is vinnig om te sê ons is Christene. Ons is vinnig om te sê ons is Christene. Maar ons doen nie wat die Here van ons verwag nie. Vers 45, in die profete staan daar geskryf, en hulle sal almal deur God onderrig word. Elkeen wat na die Vader geluister en van hom geleer het, kom na my toe. Nie dat iemand die Vader gesien het nie, net een wat van God afkom het die Vader gesien.
Maar daar staan geskryf, en hulle sal almal deur die Vader geleer word. Wat sê die woord van ons? Daar's God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees, en die drie is een. Dis die drie-enige God. So as die Heilige Gees met jou begin werk, laas Sondag het ek vir julle gepreek, sodra die Heilige Gees met jou begin werk, en jy neem Jesus Christus aan as saligmaker en verlosser, kom die Heilige Gees as inwonende God, en hy kom woon in hierdie liggaam. Die inwonende God kom woon in hierdie liggaam. Die Bybel, ek gaan nou net weer terug gaan na alles daar doen, maar die Bybel is eg, en dit is waar. So die inwonende Gees van God woon in hierdie liggaam, en dan sê hy vir ons, hy gee vir ons die reg om uit te roep, Abba Vader. Maar met die inwonende God wat in ons inwoon, is dit ook God die Vader wat in ons inwoon, is dit ook God Jesus, die Seun wat in ons inwoon. So die drie-enige God leef in ons. En ons besef maar net te maklik dat die drie-enige God, die heilige God in ons woon nie. Ons is Christene. Ons het mos die etiket van Christene. As ons daar by die applikasie kom van die ID boek en vra vir hulle religion, dan sê jy Christian. Maar jou lewe is ver van 'n Christen af. Vers 46. Nie dat iemand die Vader gesien het nie, net die een wat van God afkom, hy het die Vader gesien. En vers 17. Amen, amen, ek sê vir julle. Here Jesus sê hierdie woorde 2 keer. Amen, amen, dit sê ek vir julle. Hy lê klem daarop, dat dit so sal wees. Amen beteken, dis waar en seker, so sal dit wees. So hy lê klem daarop, so sal dit wees. Ek sê vir julle, hy wat glo, het die ewige lewe. Hy wat glo, het die ewige lewe. 'n believer, 'n true believer, 'n believer in gees en waarheid. En dan sê hy in vers 48, en dit is wat die mense nie kan verstaan nie. Hulle sê, ek is die brood van die lewe. Ek is die brood van die lewe. Dis Jesus, is die brood van die lewe. Vers 50, maar die brood wat uit die hemel neerdaal, sodat iemand daarvan kan eet en nie sterf nie, is dit. Ek is die lewende brood, 51, wat uit die hemel neergedaal het. As iemand wat van hierdie brood eet, sal hy vir ewig lewe. En die brood wat ek vir julle sal gee, is my liggaam, en wat ek gee vir die lewe van die wêreld. En tog, baie Christene, hulle is gedoop, hulle gaan kerk toe, hulle gebruik nagmaal, probeer om 'n goeie lewe te lei, lees die Bybel, en partykeer bid hulle miskien gereeld ook, maar hulle het geen vrymoedigheid om te sê dat hulle weet, hulle is God se kinders nie. Hulle is deel van sy geredde familie nie. Hulle het net nie daai vrymoedigheid nie. Hoekom? Dis baie maklik. Daardie eienskappe van God, die vrug van die Gees, is nie te verskyn in hulle. Dit kom net nie by hulle voor nie. Liefde, lankmoedigheid, sagmoedigheid, verdraagsaamheid, geduld, dit kom net nie by hulle voor nie. Dis eienskappe van God. En sê ek is 'n Christen. Die Here wil hê jy moet seker wees dat jy sy kind is. En die Bybel wil geen twyfel laat nie. Hy wil hê jy moet seker wees dat jy sy kind is. 'n Mens kan self sê dat die hele Bybel geskryf is om alle twyfel hieroor by ons weg te neem, deur ons oor en oor te verseker dat God ons liefhet. Hy sê dit hoeveel keer in die Bybel, dat God ons liefhet. Dat hy daarom nie wil hê dat een van ons moet verlore gaan nie, maar dat ons almal gered word. Die blye boodskap is dat God ons in sy woord verseker, dat hy sy seun gegee het om in ons plek die straf en ons sondes te dra. Dat hy ons daarom in Christus vir ewig vrygespreek het van ons sondes. As die Here niemand vryspreek van die sondes van die verlede, is die hele mensdom op hierdie aarde verlore. Die hele mensdom. Maar God is getrou. En daarop Golgotha, en hy gaan afhaal van die preek af. Here wys my net met af. Daarop Golgotha, daarop die kruis, toe sy bloed daar teen daai stuk hout afgevloei het.
het hy ons sondes op hom geneem. As ek hou, vergewe my, ek is ook net 'n mens. Hy het ons sondes op hom geneem. Hy het vir ons voorsiening gegee. Maar nou kry jy hierdie groepe mense wat verkondig dat hierdie simbool is 'n vloek in ons huise, is 'n vloek in ons kerke. Ek het nuus vir jou. Daai simbool verteenwoordig wat gebeur het op daardie bergie wat lyk soos 'n klipkoppie, soos 'n kopbeer. Daar waar Jesus ons vrygemaak het van ons sondes af. Daar waar hy my en jou sondes op hom geneem het. Daar waar hy verstoot was deur sy Vader. Waar sy Vader hom verlaat het. Dit sal altyd 'n Christelike simbool wees, of wil jy 'n geheime organisasie behoort wat sonder geen kenteken is of sonder geen simbool is. Ons kan nie ontken dat die boodskap van die kruis sterk is nie, dat dit hard is nie. Ons kan nie ontken dat Jesus gesterf het op die kruis nie. Ons kan nie ontken dat hy die wêreld se sondes op hom geneem het nie. Ons kan nie ontken dat hy begrawe is nie. Ons kan nie ontken dat hy na 3 dae opgestaan het nie. En dat hy lewendig geword het en dat hy die aarde bewandel het na dit nie. En ons kan nie ontken dat hy opgevaar het na die hemel toe nie. Daai boodskap loop hand aan hand met die kruis. Mense sê die kruis is 'n vloek en dit is hoekom party mense swaar kry, dis hoekom party mense kanker het, dis hoekom party mense siek is omdat hulle kruise in hulle huis het. Jy's verkeerd. Ons aanbid nie die kruis nie. Ons aanbid 'n onsigbare God wat vir ons dit moontlik gemaak het. Amen. Ons aanbid nie die son, maan en sterre nie. Hulle is so trots op hulle son, maan en sterre, dat as iemand skeef praat daarvan, is dit doodsoordeel oor daai persoon. Maar ons laat toe dat Christene sê, die kruis is 'n vloek. Die Bybel sê, vervloek is hy wat op 'n kruishout hang. Nie die kruis is die vloek nie. Hy het die vloek geword. Jesus het die vloek geword vir ons. Dis hartseer dat die mens afdwaal van hierdie verlossingsboodskap van Jesus Christus af. Want dit is wat gebeur. Dis 'n verlossingsboodskap van Jesus Christus en die mens dwaal af en hulle fokus op allerlei snaakse goedes en hulle beklei oor godsdiens. Want dis wat dit is. Hulle beklei oor godsdiens. As baie dinge waaroor ons onseker is. Ons weet nie wat vandag of môre met ons sal gebeur nie. Ons weet nie hoe lank ons nog sal lewe of watter vreugde of smart daar vir ons wag nie. Ek het vanmôre begin met 3 storieetjies wat gebeur het die laaste rukkie. Mense wat siek geword het. Wonderbaarlik genees is. Maar oor een saak hoef ons nooit onseker te wees nie. En dit is dat God ons liefhet. En dat God ons ewige verlossing is. Sy saak en in sy hande is dit absoluut veilig. Ons het nie nodig om hieroor onsekerheid te hê nie. Miskien is dit die enigste rede waarom jy onseker voel oor die vraag of jy werklik 'n kind van God is. Dat jy eintlik nie God se woord en sy belofte eenvoudig wil aanvaar en wil glo dat dit ook op jou persoonlike betrekking het nie. Dit gebeur. Mense wil maar net nie te aanvaar dat die Bybel
se verlossingsboodskap in die evangelie van Jesus Christus vir elkeen op hierdie aarde is nie. Daar is mense wat rondloop en sê, no ways, no ways. Daai Jesus is nie vir my nie. Want ek was 'n sondaar, ek is nog steeds 'n sondaar. Hoe kan daai Jesus my red? Mense glo so. Ek wil vir jou sê, Jesus wil jou red. Al wat hy vra is, roep net na hom. 2 Timoteus 2 vers 23 en 26. En die dwaase en onverstandige strydvrae moet jy afwys, omdat jy weet dat dit twistig is. Mense is geneig om vinnig te sê, maar is dit so? Is dit so? En hulle wil argumenteer, as jy sê, Jesus het gesterf vir jou sondes, dan sê hulle, nee, hoe kan dit wees? Hoe kan een man al die jare se mense se sondes op hom neem? Hulle wil met jou argumenteer. Hulle wil vir jou sê dat die kruis is 'n vloek. Hulle wil vir jou sê die kruisboodskap is nie belangrik nie. Daar is selfs diegene wat glo dat die Maagd Maria 'n hoër gesag en geloof het as wat Jesus Christus het. Die Bybel gee ons die absolute versekering dat Christus in ons plek vir ons sondes gesterf het en volkome versoening vir ons sonde gedoen het. Romeine 5 vers 6 en 11 en 2 Korintiërs 5, 17 tot 21 word op nie daarvan oortuig. Mens kan sê die boodskap van bogenoemde 2 skrifgedeeltes word saamgevat uit 1 Johannes 2 vers 2. Hy, Christus, is die versoening vir ons sondes. En nie net vir ons sondes nie, maar ook vir die hele wêreld se sondes. Johannes 3 vers 16 sê dit. God het ons die ewige lewe gegee. Die lewe is deur sy seun. Wie die seun het, het die lewe. 1 Johannes 5 vers 11. Wie die seun het, het die lewe. Die evangelie, die blye boodskap sê vir ons, God gee vir ons die lewe. Hy gee dit aan ons in Christus. Christus is die grond van ons verlossing, wat hy het aan die kruis ons skuld op hom geneem. Hy het die oordeel en die vloek wat op sonde is in ons plek gedra. Galasiërs 3 vers 13. Kolossense 2:14 sê dit so. Hy het die skuld bewys met sy eise teen ons tot niet gemaak, deur dit aan 'n kruis te spyker. Het hy dit vir goed weggeneem. Daar waar sy bloed in die kruis afgeloop het, het hy die vyand oorwin. Daar waar sy bloed afgeloop het, het hy die vyand oorwin. En dis waar ek gaan stop. Die Here het reeds gedoen. Ons het nie nodig om iets te doen, behalwe believe in Jesus. Ons lê hier. Hemelse Vader, hou op God goed daar. Laat toe die seun oorgegee het om vermoord te word. En op die kruis, toe die koning van konings, toe die Alfa en die Omega se bloed gevloei het teen daai stuk hout af en gedruk het daar die stofferige grond. Here, my God, toe het U ons sondes van ons al weggeneem, Here, alles wat ek gedoen het die weggeneem. Die woord sê vir ons, so ver as die ooste van die weste af, Here, het U dit verwyder en U dink nie meer daaraan. Daar, Here, en daar die rooi kol wat gevorm is, oorwinning vir ons beteken. Oorwinning vir die hemelse liggaam, oorwinning vir die hemelse God het daar gebeur. En ons as mens sal dit nie verstaan. Solank ons twyfel het in ons hart. Vader, ek bid dat elkeen wat die woord hoor, oortuig sal word. Elkeen wat hierdie woord hoor, Here, en God saam met U sal lewe, verandering sal toepas in hulle lewens. In Jesus naam. Amen. Amen. Ek het geskiedenis gehad op skool. En
Dit was 'n seniortergene vak gewees. Daar was 'n slag van Waterloo. Napoleon Bonaparte teenoor die Engelse magte wat met die wêreld saamgesmelt het. En eventually het hulle vir Napoleon oorwin met Waterloo. Maar wat baie belangrik is, toe Napoleon daardie wêreldkaart so op die tafel oopgooi, toe wys hy so na die kaart en hy sê, "Take that red block away and I will conquer this world." Van hy rooi kol weg en ek sal hierdie wêreld oorwin. En hy verwys na Engeland en sy alliance, sy geallieerdes wat teen hom geveg het. En hy het hom oorwin. Maar daar op Golgotha het 'n rooi kol gevorm. En daai rooi kol het die wêreld oorwin. Want Satan is verslaan deur die bloed van Jesus Christus. En dit moet jy onthou. Amen. Amen. Ons gaan nou vir julle wag by hierdie geleentheid vir tiendes en offergawes. Julle gee soos wat julle wil. Julle het nie nodig om 'n dwang te gee nie. Die Here het 'n vrygewige lief. Intussen sit ek vir ons 'n koortjie op. Ons gaan lekker saggies luister daarna. Daagter is koffie en daar is lekker koeldrank. Wees tuis, geniet dit. Dankie vir Lydia en Johan wat so getrou dit vir ons doen. Dankie vir elkeen wat hier is op vandag. En ook vir my besoekers, my paartjie wat ek getrou het. Dit is net awesome om hulle hier so te hê. Amen. Halleluja.